Goeienaand gemeente, baie welkom by vanaand se tweede Pinkster aanlyn diens. Ja, ek hoop en vertrou dat u gisteraand nie net die video geniet het nie, maar dat ons regtig wel saam in gebed voor die Here was in hierdie tyd van afwagting en hierdie tyd van toewyding waar ons bid vir herlewing wat natuurlik by my begin. Dominikoos, as ek sommer vir jou so kan vra, sal jy vir ons die aand open met 'n gebed asseblief. Ja, kom ons sluit die oë. O Here, baie dankie vir hierdie tyd van die jaar wat ons so intens bewus kan wees van u liefde, u genade en veral u teenwoordigheid. Here, die feit dat die Heilige Gees in ons is, die feit dat die Heilige Gees vir ons nuwe mense maak, dit motiveer ons om elke dag te lewe soos u dit wil hê. Here, ek wil bid dat u ons saam weer sal seën, dat ons uit u woord sal leer en dat dit vir ons regtig ware belewenis sal wees, om te weet dat ons, al is ons op verskillende plekke, verskillende mense, dat ons een is in gebed voor u. Seën ons tot eer van u naam. Amen. Amen. Ja, liewe gemeente, ons teksgedeelte vir vandag kom uit 1 Petrus 4 vanaf vers 7 tot 11. Nou, ons tema vir die dag is, jy is nie hier om stil te sit nie. Nou, met hierdie tema in gedagte, skuif ons fokus na die rigting om te besef dat wanneer ons die Heilige Gees ontvang, kry ons 'n nuwe lewe in Jesus Christus. En wanneer ons hierdie nuwe lewe ontvang, dan roep God ons om te dien in die koninkryk van God. Met hierdie gedeelte so in gedagte, wil ek vra dat Dominikoos vir ons nou 1 Petrus 4 vers 7 tot 11 sal lees uit die 1983 vertaling. En kom ons hou so hierdie nuwe lewe in Jesus Christus in gedagte wanneer ons nou deur hierdie teks lees. Ja, gisteraand se gedeelte gaan juis oor die lewe wat ons in Christus het, so hierdie is dan die volgende implikasie daarvan. Ja. Goed, kom ons lees saam. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nigter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedieners van die veelvuldige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Jy weet wat, Dominikoos, as ek hierdie teks lees, dan kan ek nie anders as om aan 'n spansport te dink nie. Nou, kom ek sê sommer so klaar, wanneer ek die woord span hoor, dan beteken dit daar is niemand wat alleenspeler is binne in 'n spansport nie. Elke persoon in die span het 'n funksie en die span werk heeltyd saam. As jy een van die spelers uit die span uithaal, dan beteken dit die res van die span dra 'n bietjie meer gewig op hulle skouers. Dit is onnodige. Dit is nou vir 'n geel kaart en 'n rooi kaart. Geel kaart en 'n rooi kaart. Dit is onnodige druk wat op die res van die span geplaas word. Nou, wanneer ons na die kerk kyk of na die liggaam van Christus kyk, dan moet ons dit ook sien as 'n spansport en nie 'n alleenmansport nie. Dis nou interessant, Pieter. Jy weet nou, ek hou meer van musiek as van sport. Ek verstaan sport net 'n bietjie te ingewikkeld seker vir my. Maar ek het klavier gespeel en toe het ek op 'n stadium fluitlesse geneem. En toe sê die dosent vir my dat klavier is 'n solo, terwyl 'n fluit is deel van die orkes. En daar het ek nog wel iets verstaan van jou deeltjie is dalk klein. Jou instrumentjie is dalk net so lank. Maar as jy nie jou deel doen nie, dan val daar iets plat. Die hele kwessie van dat ons saam moet werk. Hoe belangrik is dit? Is dit 'n praktiese rede of is dit 'n prinsipie in die Bybel? Jy weet, as ons terugdink aan Jesus wat die disippels uitgestuur het, sal ons sien dat Jesus hulle altyd in pare uitgestuur het. Hy het hulle nooit alleen uitgestuur nie. Nou, hierdie uitsending van Jesus is vir my 'n baie mooi voorbeeld van spanwerk.
Alhoewel die disippels in pare uitgestuur is en dalk na verskillende plekke toe gestuur is, het hulle steeds as 'n span saamgewerk in die koninkryk van God. Hulle het nie teen die koninkryk gewerk nie, maar saam met die koninkryk, of andersins gestel, saam met God se plan. Dit is dan ook op hierdie punt wat ons na mekaar moet kyk en sê, weet jy wat, kom ons herinner mekaar dat die liggaam van Christus uit verskillende ledemate bestaan. Jy weet, sommiges is predikers, ander is herders, ander mense is weer helpers. Nou daar is 'n verskeidenheid gawes wat God vir een en elkeen van ons gee. En God gee dit nie vir ons sodat ons dit vir onsself kan hou of dat ons onsself kan dien met die gawes wat hy vir ons van die Gees gee. Hy gee vir ons gawes sodat ons mekaar en ander mense kan dien. Want dit verheerlik sy naam. Jy sien, as ons net gawes vir onsself hou, dan verheerlik dit nie vir God nie. Maar die oomblik as die gawes wat ons kry, wanneer ons dit uitlewe, en ek wil sê wanneer dit manifestasie kry, dan word God se naam verheerlik. Goed, weer eens ek kom terug daarby, dis nie net 'n praktiese rede nie. Wat is die konsekwensies daarvan, kom ons sê breed gesien vir die koninkryk van God, as ons nie as 'n span werk? En nou praat ek nie net van, of laat ek sê, ek dink nie net aan individue nie, maar ek dink ook aan verskillende groepe, selfs verskillende denominasies. Weet jy, Dominicus, as ons alleen werk, as ons nie mekaar wil dien nie, as ons nie bereid is om mekaar se arms op te hou, en as ons nie vir mekaar wil bid, dan is ons eintlik toeskouers van die Christelike geloof. Dan is ons nie spanspelers nie. Ja, dis soos amper iemand wat alleen klavier speel in plaas van in 'n orkes speel. Korrek. Nou, om op ons eie missie te wees en openlik vir die liggaam van Christus te sê, sorry, my hand is nie beskikbaar nie, ek werk alleen, jy weet, of ons raak dalk kieskeurig rondom koninkrykswerk, dan verheerlik ons nie meer vir God nie. Maar jy sien, as ons gawes tot eer van God se koninkryk gebruik, dan bring ons eer aan God. Wanneer ons gawes en ons talente wat God vir ons gegee het, nie gebruik, dan verheerlik ons nie die koninkryk van God. Dis daar waar mense dan nou hulle eie koninkrykies bou, want dit gaan net oor hulle self en nie oor God nie. Ja, en ek wil amper sê, ons kan so vinnig uit die span uittreë en ek wil sê, ons eie span probeer bou, maar eintlik het ons dan nou gemis dat, weet jy wat, daai is God se span, dis God se plan, dis sy doel, en hy gee vir ons gawes om in hierdie area te werk. En nou trek ons terug as gevolg van ons eie selfsug. Ek verstaan wat jy bedoel as toeskouer. Iemand wat klavier speel, kan alleen speel, maar iemand wat alleen met 'n rugbybal skop, hy is letterlik, hy bereik niks nie. Dis hoekom hy is dan 'n toeskouer. Ja. Alle mense speel die sport, hy skop maar net die bal rond. Ja, ag jy sien, en dit is eintlik, dit is 'n realiteit in vandag se lewe. Daar's verskriklik baie toeskouers wat ons in die Christelike geloof het. Toeskouers wat van die kant af staan en sê, die liggaam van Christus, julle moet hierdie doen, julle moet daai doen, julle moet hierdie doen, ensovoorts. En daar is nie 'n deelname nie. Ek wil sê, dit is asof die oomblik wanneer ons 'n toeskouer raak, is dit asof ons terugstaan en ons sê, weet jy wat, daarso is die liggaam van Christus. En die oomblik wanneer ons dit doen, dan verloor ons eintlik ons roeping, waartoe God ons geroep het. En dit is om deel te wees van die liggaam van Christus. Om deel te wees van die spel. Weet jy, ek sit en dink nou daaraan, ek is nou altyd opgewonde met nuwe goed, maar krities. Wat ons nou doen is, ons het 'n digitale aanlyn Pinkster. Ek begin nou dink, ek dink ons beplanning was reg om te sê, ons hou dit kort, en ons sluit af en gee geleentheid vir gebed. Vir my is die idee dan, wie ook al hierna kyk, ek en jy by die huis, ek en my familie by die huis, mense oor Pretoria, mense, van ons mense wat daar in die Suid-Kaap is kyk hierna.
Ook dalk oorsese mense, met ander woorde, hierdie is nie 'n video wat jy kyk en afsit nie, want dan is jy 'n toeskouer. Wat ons hier probeer doen is om te sê, hier is 'n geleentheid waarin ons, al wat jy doen is om saam te bid. Maar deur saam te bid, is jy nie meer 'n toeskouer nie. Ek dink dis baie belangrik. Ja, ag en ek wil sê ons wil julle tog ook graag bemoedig en net weer herinner dat God ons nooit roep om te stagneer. God roep ons nooit om alleen Christen te wees. God roep ons nie om sonder gemeenskap van gelowiges te sit. Hey Pieter, ek sit met 'n wonderlike plantjie wat ek geplant het en hy het gestagneer so 'n maand terug. En raai wat? Hy's dood. Ek het die pot uitgegooi. As hy stagneer beteken jy gaan dood. So, al kan jy nie meer by die kerk fisies uitkom nie. Al kan jy nie meer sing nie, al kan jy nie meer koeksusters bak of enige iets nie. Ek dink die Here het die belangrikste deel vir mense later in hulle lewe gelos en dit is intersessie. Om in te tree vir ander mense. As jy niks anders kan doen as om net te bid vir mense nie, dan doen jy die belangrikste. Ja, ag en ook op daai noot, as ons nou kan afsluit ook na die gebedsrigting toe, is dat hoe belangrik is gebed in ons Christelike geloof. Bid ons nog vir mekaar. Bid ons nog vir die herders van die gemeente, vir die ouderlinge en vir die diakens. Bid ons nog vir die mense wat kerk toe kom om te kom dien. En ons praat nou van eenvoudige goedertjies soos daag op vir oggend en sit die ketel aan of haal koppies uit die kas uit. Bid ons nog vir daardie mense en dank ons ook nog vir God vir daardie mense. Dra ons mekaar nog in ons gebedes. Jy weet, en terwyl ons so besig is in die koninkryk om te werk, het die Here vir ons ook oë gegee om te kan sien en ore gegee om te kan luister, om te kan hoor. En die Here roep ons om regtig waar mekaar te help, mekaar by te staan en mekaar te ondersteun. Jy laat my gedagtes heeltemal dwaal, want ek sit en dink hoe belangrik is jy wat die ketel aansit in die oggend. As daai een nie die ketel aansit nie, en ek kom by die kerk, dit kan so baie omkrap. Nou sit en dink ek maar net, ons doen hierdie op YouTube. Ek nog nooit ek weet nie wie bedryf YouTube nie, maar ek besef nou net, ek moet vir daai mense bid. Ek moet vir die Here dankie sê vir hierdie geleentheid en bid dat die gemors wat die wêreld vul, dat die Here hulle sal bewaar daarvan. Met ander woorde, regtig waar, nie net vir my familie, nie net vir my bekendes, nie net vir my klein groepie nie, maar dat ek regtig sal bid vir die mense in oorloggetuisterde lande, die mense daar waar die evangelie geslote is en ook vir sondaars, ook vir mense wat my vyand is. Ja, ag en ek wil ook eintlik sê in hierdie Pinksterbidure is gebed ook maar tog ons hoof fokus. Dis vir my regtig waar die hoof fokus. Ja, en ek wil sê met vanaand se teksgedeelte in gedagte wil ons ook tog na die tyd afsluit en vir mekaar bid. Jy weet, om mekaar se arms op te hou, mekaar se arms sterk te hou. So in hierdie tyd wil ons ook natuurlik vir almal bid wat se hande 'n bietjie lam geraak het, of wat se arms 'n bietjie lam geraak het. Vir die wat nie meer hulle arms hoog in die lug gaan hou nie, die wat se geloof dalk 'n bietjie koud geraak het. Ek dink die belangrike is, ons bid baie keer vir onsself, maar Pinkster is die een tyd wanneer ons vir die kerk bid. Ja. Vir die kerk en hierdie gedeelte, dis nou interessant, ons kyk nou na wat die verskillende briefskrywers oor die Heilige Gees sê. Hier kom die woord Heilige Gees nie een keer voor nie. Maar tog kan 'n mens sien dat dit volg op die feit dat ons 'n nuwe mens is. Ek is 'n nuwe mens en ek is deel van God se koninkryk en daarom die Heilige Gees wat in mense werk om diens te lewer. Ons bid vir hulle en ons bid, Here, dat U koninkryk kom. Ja, weet jy, ons kan regtig waar nie sonder mekaar nie. Sonder mekaar in gebed nie. Hierdie waarmee ons nou besig is, laat my ook dink aan die woorde van Paulus waar hy sê, weet jy wat gemeente, ek is nie fisies by julle, maar ek is tog by julle in die gees.
En ek dink met hierdie digitale uitsendings van ons is dit ook ietsie wat ons gryp en wat ons vashou vir mekaar is dat, weet jy, alhoewel is ons geplaas oor Suid-Afrika of oor die wêreld, dit maak nie saak waar dit is nie. Hier waar ons nou na hierdie opname kyk, kan ons regtig waar vir mekaar bid op enige plek in die wêreld. Die gees wat op hierdie oomblik in my is die gees wat in jou is, wat in ander mense wat jy nie eers ken is nie, en dis wat die Heilige Gees so wonderlik maak. Dat die Heilige Gees God in ons is, God oor die wêreld. Dankie. Dit was nou lekker om so te dink aan hierdie klem wat Petrus dan nou lê. Petrus die een wat ook die dinge gedoen het. Petrus wat vir ons sê, kom aan. Ons is 'n wonderlike gemeenskap van gelowiges. Kom ons waardeer dit, kom ons sê vir God dankie. Kom ons bid vir mekaar en kom ons doen. Amen. Amen. As 'n liewe gemeente, ons gaan dan nou ook so in gebed verkeer voor die voete van die Here. En terwyl ons so in gebed verkeer, is ons welkom om vir hom sommer 'n musiek in die agtergrond op te sit en ook sommer so bidend saam te sing. En jy weet, ons is ook welkom om dit te doen in stilte, sonder die musiek. Dominee Koos, sal jy asseblief vir ons so voortgaan, dat ons in gebed kan begin tree. Goed, kom ons bid saam. O Here, dankie vir die kerk. Dankie vir die kerk van alle tye. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie wonderlike rigtingwyser, hierdie wonderlike teken van u koninkryk. Ons leef in 'n wêreld wat so stikkend is, 'n wêreld wat so seer is. In u koninkryk is die antwoord. Laat u koninkryk kom in my lewe, laat u koninkryk kom daar waar ons almal is. En Here, vul ons met u Gees. Wys vir ons wat ons moet doen, hoe u ons wil betrokke hê in hierdie liggaam van Christus, die kerk. Here, ons dink aan mense wat vanaand in baie moeilike omstandighede is. Ons dink aan mense wat opgeruimd en bly is. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Here, help ons om mekaar te dra, ook in die gebed. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Amen. Thank you.